Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, Oompie. Môre. Andries, ons begin by Prasa vanoggend. Ja, ek wil hier begin vanoggend want dit sluit aan by wat die president verlede week gesê het. Weet van mense is teen swart ekonomiese bemagtiging want hulle wil net nie sien dat swart mense ryk is nie. Nou die doel met swart ekonomiese bemagtiging was nie om mense ryk te maak nie. Dit was om die verlede reg te stel, met ander woorde om vir mense ekonomiese geleenthede te gee. Die doel daarvan was nie om mense oornag ryk te maak nie. Jy weet, dit is veronderstel om 'n volhoubare proses te wees. Nou hierdie gaan oor Prasa en ek het verlede week vinnig daarna verwys. Dis die 7,5 miljard rand tender wat hulle uitgereik het in 2022 om die ou treinwaens reg te maak en lokomotiewe. Intussen het hulle het eintlik lankal die goed word nie gebruik nie. Hulle word herstel en dan word hulle geparkeer. Weet as die herstelwerk nou eintlik werklik gedoen is, want dit is waar die probleem in kom. Weber Wentzel se verslag, hulle is gevra verlede jaar om hierdie te ondersoek. Teen daardie tyd was daar omtrent 2,5 miljard rand van hierdie 7,5 bestee. Vandag het News24 het nou meer inligting oor daardie syfers wat in die Weber Wentzel verslag is. Blykbaar is dit nou nog 'n konsepverslag. Dis nou gestuur volgens Prasa aan hierdie kontrakteurs vir hulle om hulle kommentaar te lewer of insette te lewer. Weet van hierdie goed is byvoorbeeld, weet een van die goed is was veronderstel om R19.516.95 te kos. Op die ou einde Prasa het aan een kontrakteur daarvoor R424,000 betaal. Dit was met ander woorde dis opgemerk met meer as 2000%. En dit is maar een van die voorbeelde wat genoem word in die artikel. Daar's heelwat syfers daarin. Jy weet as jy kyk na byvoorbeeld daar's 'n geval van 'n sitplek vir 'n trein wat veronderstel is om hier by die R2000 of so iets te kos wat jy weet vir R30,000. Jy weet dan verskyn dit op 'n faktuur. Daar was geweldige prysverhogings gewees. En natuurlik weet Prasa se amptenaar het net afgeteken en die geld is betaal. Weet Weber Wentzel het onder andere bevind dat daar baie van hierdie werk was substandaard geweest. Van die werk glad nie gedoen nie. In een geval is daar een motor vervang, maar hulle is vir 4 betaal. Weet dis die tipe van belaglikhede wat en dis nie swart ekonomiese bemagtiging nie. En dit is waar mense se probleem met swart ekonomiese bemagtiging inkom. Want dit is nie veronderstel om diefstal te wees nie. Dit is nie veronderstel om bedrog te wees nie. En dis nie veronderstel om oornag rykdom te wees nie. Dit gaan juis oor met ander woorde, jy weet, dit is 'n volhoubare maatskappy te skep. En maak nie saak hoe mense argumenteer oor, jy weet, die edele doel daarvan nie. Dit is nie wat op die grondvlak gebeur nie. Jy weet, mense kan sê, jy weet, maar jy's gekandidaat teen of wat ook. Dit gaan nie oor die teenkanting teen swart ekonomiese bemagtiging nie. Dit gaan oor hoe dit misbruik word en hoe die belastingbetaler op die ou einde besteel word. Onder die vaandel van swart ekonomiese bemagtiging. En my vraag is eintlik is iemand in hegtenis geneem, is iemand afgedank, is daar een van 'n proses aan die gang? Wel, hulle moet nou insette lewer in hierdie verslag. Onder andere is hulle aanbeveling dat hierdie besteding moet aangedui word as dat dit vrugtelose en vermorsende uitgawes, verkwistende uitgawes was. Want hierdie treinwaens word nie gebruik nie en ook nie die lokomotiewe nie. So jy het hierdie geld spandeer en jy is nie van plan om hierdie goed te gebruik nie. Dit word net weer geparkeer ergens om weer ten gronde te gaan. So dis die tipe van goed waarop die president behoort aandag te gee. Jy weet ek sien hy is die laaste ruk, dis interessant om hom dop te hou want hy is die laaste ruk bietjie vinniger op sy pertjie as wat hy in die verlede was. Ons het jy dit gesien met swart ekonomiese bemagtiging, jy het dit gesien, jy weet hy daar's so 'n bietjie van sensitiewe punte wat hy anders op reageer die laaste ruk as voorheen. Enigiets solank jy net 'n bietjie vinniger begin reageer. Minstens is daar reaksie. Ja. Dan Dean McPherson is ek sal 'n mens net maar sê tussen 2 vure. Ja, die ding is ek dink hier word 'n bietjie misbruik gemaak polities. Dit is eintlik maar 'n poging om die DA so bietjie te diskrediteer en ook bietjie verdeeldheid binne die DA. Jy weet hy's nou die 'n minister en hy het by Nampo onder andere het hy gesê dit weet 0 vergoeding is nie dieselfde as onteiening sonder vergoeding nie. En onmiddellik was daar, jy weet, skerp kritiek daaroor, is dit nou die DA se posisie, wat is hierdie, weet die DA nou nader geskuif aan die ANC wat onteiening aanbetref. Die DA het dit baie duidelik gemaak daarna, daar was heelwat van die senior mense wat toe nou gepraat het oor wat die DA se posisie is. Die DA se federale raad het ook, jy weet, dis die hoogste liggaam van die party, het ook 'n mosie aanvaar wat bevestig wat is hulle posisie en hulle onthou hulle gaan hof toe oor die onteieningswet. So hy was half bietjie, jy weet,
sy standpunt was dalk 'n bietjie buite konteks aangehaal. Maar daar's ook bewegings binne in die party, dis nou wat die Sunday Times berig, dat daar mense is wat reken hy moet eintlik dissiplinêr nou binne in die party hanteer word, want weet hy het buite die partybeleid gepraat. Eintlik het hy die beleid van die ANC gepraat in plaas van daarvan dat hy die DA se beleid gepraat het. Dis 'n bietjie van 'n emosionele oorreaksie. Ja, jy moet ook onthou mense in politieke partye het altyd vyande. Daar's jy weet iemand wat 'n geleentheid kan kry wanneer iemand anders dit dalk verwyder word uit 'n posisie uit of wat ook al. So ek dink nie daar's enige werklike verdeeldheid. Ek sien dat dit word ook gesê dat John Steenhuisen die leier wil nie optree nie want hulle kom albei van KwaZulu-Natal af en hulle is redelik naby aan mekaar, jy weet hulle is mekaar se vertrouelinge. Ja, soos ek sê dit is maar 'n bietjie van 'n probeer 'n bietjie politieke verdeeldheid saai en ook die DA 'n bietjie verdag maak in terme van weet wat is nou eintlik die DA se posisie rondom onteiening. Weet hulle praat eintlik uit twee monde uit. Soos ons al in die verlede ook gesien het ongelukkig. Dan Andri tree strenger op teen polisielede wat 'n misdaad pleeg. Ja, dit is 'n skokkende syfer hierdie is 5% van polisiebeamptes wat die afgelope 5 jaar weens korrupsie afgedank is. Net 5% is strafregtelik vervolg. Wag 'n bietjie, 5% van 5% van alle polisiebeamptes wat die afgelope 5 jaar vir korrupsie afgedank is. Dit is 'n redelike skokkende. 218 polisiebeamptes is die afgelope 5 jaar afgedank wat met korrupsie verband hou en net 12 van hulle is strafregtelik vervolg. Die ander probleem is 245 beamptes, net 245 uit 180.000 is nagegaan op die register van seksuele oortreders. So ons weet nie of hulle op die lys is of nie. Ons weet nie of die polisie seksuele oortreders is nie. Ons weet nie. Dis die mense Hulle is nie nagegaan dis die volgens mense wat die kinders register en vroue beskerm. Korrek, ja. Dit is die so daar's 'n beroep dat hulle dit as 'n saak van dringendheid, ek dink dis 3 maande, hulle het gesê binne die volgende 3 maande moet daar nog gekyk word. As hulle nou nog nie gedoen het nie, weet ek nou nie eintlik hoe haastig is hulle daaroor nie, maar dit beteken 0,14% van die land se 180 polisiebeamptes se name is vergelyk met die register van seksoortreders. Sjoe. Dis bietjie dubbelstandaarde. 'n Mens kry so 'n gevoel van dubbelstandaarde ook as 'n mens na Mapisa en Kakula se saak kyk op hierdie stadium en waar dit gaan en hoe dit paadjies vertakkings vat voordat dit by die eintlike teiking uitkom. Kyk, dis nou die korrupsieklagte teen haar. Onthou jy die hele ding van die sakke met pryke in, sy het gevra vir 'n pryk en dan word daar paar honderde sakkie met 'n kontant afgelewer. Ja. En dit hou nou met daardie tyd verband toe sy verdedigingsminister was. Die ding is dat dit sal interessant wees om te weet of hoe hulle strategies hierna kyk. Die hoofgetuie teen haar en die een wat die geldjies kom aflewer het. Met die naam van Nombasa en Tsontwa Ndlovu. Aanvanklik sy het vertoë gerig want sy was eerste aangekla. Sy het vertoë gerig en dit het baie lank gevat. En nou was die antwoord verlede week was die antwoord nee, hulle gaan nie die klagte teen haar laat vaar nie. Maar 'n mens weet nou nie hoe strategies dit nou is dat jy die swaard oor haar kop moet hou totdat sy getuig het in die Mapisa en Kakula saak nie. Jy weet en of daar ander strategiese redes is waarom die nasionale vervolgingsgesag dit doen. Soos daar word nou op die getuie gefokus. Ja. Kyk, die getuie sy was nie aanvanklike getuie net nie, sy was aanvanklik die beskuldigde. En sy het na die staat toe gekom en gesê maar sy het hierdie inligting wat sy en sy is bereid om hier te getuig en dan as 'n 204 getuie te wees en dan met ander woorde kwytgeskel te word deur die regter aan die einde van die verhoor. Sou sy nou met die volle waarheid vertel en dit as geloofwaardig beskou word en al daai goed. So sy was eintlik die eerste beskuldigde. En toe is die klagte van die rol geskraap van die proses het baie lank gevat want sy het vertoë gerig. Nou het die nasionale vervolgingsgesag besluit maar hulle gaan nie die vertoë hulle aanvaar dit nie en hulle gaan voort. Hulle gaan die klagte teen haar herinstel. Voordat by Mapisa en Kakula uitkom. Ja, maar die ding is dit hang nou af of mense weet nou nie of die strategie is dat hulle wil verseker dat sy getuig nie. Want onthou in hierdie stadium is daar nie klagte teen haar nie. So hulle moet die klagte eers herinstel. Ja. Want dan is die swaard terug oor haar kop. En sy wil nou hof toe gaan om daardie besluit te laat hersien dat die vertoë van die hand gewys is. So in hierdie stadium is sy nie eintlik 'n baie betroubare getuie nie want daar's nie 'n swaard oor haar kop nie. En ek neem aan dit is eintlik wat die nasionale vervolgingsgesag wil seker maak dat hulle haar die swaard oor haar kop hou sodat sy kan getuig. Sjoe. Andries dan IFP lid wat vermoor is. Ja, kyk, politieke sluipmoorde sien ons, jy weet, en KwaZulu-Natal is natuurlik een van daai plekke waar jy dit gereeld sien.
Ons gaan waarskynlik in die aanloop na die plaaslike regeringverkiesing waar kandidate moet gekies word vir wyke en alsoos gaan jy waarskynlik 'n verdere toename sien. Natuurlik ook die stryd tussen die MK-party en die IFP en die ANC in KwaZulu-Natal is 'n redelike plofbare situasie. Hierdie is nou 'n geval van hierdie het op die Oosrand gebeur, dis Ekurhuleni op die Oosrand. Dis die IFP se adjunk hoofsweep, Ketamabala Sithole. Hy is die naweek is hy in 'n sluipmoord word beskou as 'n sluipmoordaanval. Dit was 'n vergadering by 'n hostel. Nou ons weet die hostelle is nog altyd jy weet dis waar die werkers tussen KwaZulu-Natal, daar's baie weet die IFP en die Zulus was nog altyd by die hostelle. Dit was waar die geweld tussen die ANC en die IFP ook prominent was in die 90's. En ja, hy's doodgeskiet, 68 jaar oud. Hy word beskou as iemand wat verenig het, nie wat is iemand wat 'n verdeler was nie. So hy was nie jy weet iemand wat oorlogpraatjies gemaak het nie. En natuurlik, jy weet, dit is 'n parlementslid. Hierdie is 'n weet ons praat van die adjunk hoofspreek van 'n party in die parlement wat in 'n sluipmoordaanval doodgeskiet is. Ja, dit is nogal skokkend om dit te dink. En soos jy sê, jy weet die politieke ry en die sluipmoorde. En ek weet hier is so 'n spesifieke sluipmoord geweest, maar dit laat my ook net dink aan die moordsyfer oor die algeheel in Suid-Afrika en wanneer gaan ons iets daadwerklik daarin begin doen? Maar dis dieselfde soos die taxi-bedryf. Weet dit is daar's gereelde op 'n weeklikse basis is daar mense wat doodgeskiet word in die taxi-bedryf. Ja. Weet mense wat veg oor roetes en Maar Andries, hier's my vraag, as ons so maklik net skiet en doodskiet, nee, dan is daar mos nou geen waarde vir mense lewe nie. Wat gee skelms nie om nie, is hulle nie bang nie, word daar nie genoeg gedoen in die vervolging nie, is die vervolging te lig? Jy weet in die 6uur bulletin is daar nou 'n groep wat vra vir die doodstraf en dis glad nie wat ek noodwendig sê, maar my vraag is eintlik, is die straf genoeg om mense bang te maak om hulle te stop om te gaan laat ek 2 keer dink voordat ek sneller trek? Ek dink die risiko van vervolging is as jy die tipe van as jy waarskynlik 'n aktuariële berekening gaan maak van wat jou kanse is om suksesvol vervolg te word. Ja. Dink ek is daar 'n argument van weet kan maar die risiko vat. Dis 'n kans jy kan vat, ja. Weet as jy praat van 5% van polisielede wat vir korrupsie afgedank word wat vervolg word. Ja. Jy weet wat is weet hoeveel moordenaars word vasgetrek op die ou einde. Dit gaan oor die suksessyfer en ek dink ook dis hoekom daar's baie vrae oor Shamila Batohi. Ja. Onthou daar was 'n beweging om haar te laat, jy weet, om eintlik moet daar 'n ondersoek wees of sy bevoeg is vir die pos. Jy weet so daar's baie goed, maar jy weet om daai tipe van stelsel om te draai is 'n geweldige probleem. Ek dink ons probleem is ook, weet ons president het in 2018 in sy staatsrede gesê, weet nou is die korrupsie is nou verby, jy weet ons gaan nou jy weet daadwerklik optree. Ons is 7 jaar later het ons daadwerklike optrede gesien, het ons weet behalwe vir die feit dat ons mense aankla, is daar mense, jy weet wat suksesvol hoe dikwels sien ons mense wat suksesvol vervolg is, hoe diep loop korrupsie. Dit lyk vir my asof ons werklik in 'n absolute korrupte samelewing is. En die ding is dat kortpaaie vir baie mense sien dit as kortpaaie, tegnies is dit korrupsie. Ja. Dit is nie net 'n kortpad nie. Dit is Korrupsie. teen die wet. So baie van daai goed het amper aanvaarbare praktyk geword. Weet dit is hoe ons besigheid doen. Ja, en ek dink daarbey saam word vletjieblassers ook afgemaai. Verstaan, die mense wat wel dan uitgesproke is daaroor en iets sê en jy weet 'n saak gaan maak, word vermoor. Ja, daar's 'n interessante saak in Paternoster op die Weskus oor dis 'n nuwe 300 miljoen rand bedrogskema saak wat nou binnekort prominent gaan wees. 'n hele klompie mense wat aangekla word en die bestuurende direkteur wat toevallig aangestel is ergens in 2019 of wat ook al, hy het afgekom op hierdie wanpraktyk. En dit gaan aangee en hulle het alles moontlik gedoen om van hom ontslae te raak. Weet want hy was die vletjieblaser. So maar dit sal sien daai hofsaak gaan nog kom. Ons hou dan vas daarvoor. Nog 'n klompie boerevernekers. Dan is daar die Blyde-rivier, grens tussen Mpumalanga en Limpopo. Een van die mooiste riviere in Suid-Afrika. Nie meer nie. Wel, die ding is dat daar's nou 'n petisie geloods deur verskeie organisasies. En basies is die bedreiging vir die rivier onwettige mynbou. Daar's ook 'n rioolwerke wat basies rou riool gaan in die rivier in. Die rivier se kleur was altyd helder water, die Blyde-rivier en dis nou 'n bietjie van 'n rooi-bruinerige affære. Onder andere gebruik hierdie Zama's gebruik sianiet en arseen om te myn, die goud. Hulle spoel hulle afvalwater net so in die rivier. Ja, hulle praat van tussen 2000 en 3000 onwettige myners is in die Blyde-rivier se opvangsgebied werksaam. In 2022 het hulle beeldmateriaal uit die lug uitgeneem en toe was daar geen, duidelike aktiwiteite langs die rivier nie. Nou is daar 50 aktiewe terreine. 50 waar die Zama's die goud langs die rivier delf. In die artikel sê daar as jy 'n toerist is by die Burkslak Potholes terrein,
Dan kan jy sommer reg oor Kinderrivier met die oog sien, daar my. Nou waar is die wetstoepassing? As die toeriste hulle kan sien, waar is die wetstoepassing? En dit is die probleem. Ons het ook gesien byvoorbeeld dat polisielede word nou aangekla omdat jy die Stilfontein Zama Tiger, die man wat kamstig ontsnap het, wat die hooffiguur was. Hulle het polisielede aangekla want hulle was deel van sy ontsnapping. Jy weet nou, dit is die probleem. Ons sit met korrupsie, weet, die mense wat die wet moet toepas, is die mense wat hulle self aan korrupsie skuldig maak. Die departement van Waterwese het ook glad nie gereageer op versoeke in hierdie artikel. Ja, maar dit is maar altyd, jy sal altyd, jy weet, baie van die media navraag en sulke goed sal jy sê, maar ons wag nog vir die departement, dit sal bygewerk word later. Ja, dit is maar een van daai dinge van die departement is net heeltemal te stadig en nutteloos. In meeste van hierdie gevalle, jy weet, moes hulle al lankal opgetree het. Ja. En die ding is nie nodig om petisies te loods waar hierdie mense het wetgewing wat hulle net moet toepas. Dis nie asof hulle iets buitengewoons gaan moet doen nie. Die probleem in hierdie gevalle is dat daar's amper 'n situasie van jy weet maar hierdie mense probeer net 'n lewe maak. Hoekom wil jy nou hierdie mense se poging om 'n lewe te maak in die wiele ry? So half, jy weet. Maar hoekom is ons so okay met onwettig wees? Andries, en ek gaan terug na, en ons as Suid-Afrikaners skuldig, ek gaan terug soos iets na, stop jy by 'n rooi verkeerslig, of nie? As hy werk, dan stop jy. Ek verstaan, gebruik jy jou foon terwyl jy op die pad is. Ons begin met die klein goeders wat ons okay is om verstaan te oortree, en dit word al groter, en ek weet mense gaan dink ek's belaglik om dit te sê, maar ons is onwettig, want ons stuur self nie aan reëls nie. Maar dis die broken window ding. Jy weet, dis die ding van, jy weet, dis hierdie, as daai goedjies aanvaarbaar is, dan raak dit net al hoe en soos ek sê, die doel met swart ekonomiese bemagtiging was nie om oornag ryk te word nie. Nou sien mense maar, sjoe, hierdie man het basies eintlik gister net 'n klein winkeltjie gehad en vandag ry hy met 'n Mercedes, die grootste Mercedes-Benz wat hy kon uittrek. Ek wil ook 'n deel van hierdie speletjie wees. En dit is die probleem. Weet, dis maar eintlik soos die bendelede op die vlaktes byvoorbeeld. Weet, waar kinders 'n voorbeeld wat hulle sien is, kyk hoe goed gaan dit met hierdie mense. Hulle ry met mooi rooi BMW's en goedjies rond, jy weet, maar ek wil ook deel daarvan wees. Hoekom gaan ek nou op 'n eerlike manier probeer om, weet, 9 ure op 'n dag te werk en in die sweet van my aangesig my brood verdien? Sure. Andries, dan gesels die ANC en die Afrikaners nog met mekaar? Nee. Okay. Nie as jy hierdie kyk nie. Ek dink die probleem is, ons het laas gepraat hieroor, dit was die vergadering wat op die 6de Mei gebeur het tussen die Afrikaner leiersnetwerk, onder andere was Solidariteit en AfriForum en daai mense daar gewees in Saai. Die gesprek het plaasgevind met die ANC. Die mense wat daar was van die ANC was Nomvula Mokonyane, David Makura wat blykbaar hy's 'n steunpilaar wat minstens jy weet 'n gesprek kan oordentlik voer, en dan het jy vir Lindiwe Zulu en Batabile Dlamini. Gerard Koordenhof is ook 'n nugter persoon met wie jy kan weet gesels, maar hulle sou 'n vergadering gehou het op die 15de Mei. En die oggend van die 15de Mei het Nomvula Mokonyane toe nou vir Teens Elof laat weet, maar hulle het nou eers van hulle nasionale werkkomitee 'n mandaat nodig voordat hulle kan verder gesels. Die oggend. En van die 15de Mei af het ons nog nie het Teens Elof hulle blyklik nog nie enige iets weer. Hulle het navraag gedoen en so aan, maar hulle het nog nie, en ons trek nou ons is nou net in Junie. So dit is nou 2 weke later. En ja, hulle het nog nie geantwoord nie. Ek dink die ding was daai aanvanklike gesprek was waarskynlik voor die Withuisvergadering. Ja. Weet om so of te sê, kyk, ek dink die ANC herkou nog daaraan. Ek dink hulle herkou nog aan die vergadering. Ek dink die interessante ding vir my hierin was dat hulle so sensitief was oor onthou jy die Bella optog waar jy die oranje hemde van Solidariteit en die blou hemde van die DA, en toe het hulle nou gesê maar dit is nou die ou vlag. Die ANC se reaksie daarop was maar hierdie is die ou vlag, dis oranje, wit en blou. Want dan was wit mense. So bietjie van 'n vreemde ding, verstaan jy? Ek dink hulle moet dalk 'n bietjie eers die feite gaan vasstel voordat hulle reageer. Ja, so die gesprek het nog nie plaasgevind nie. En Mashatile het verlede week, Paul Mashatile het president verlede week gesê, hulle wag vir die president om die datum van die nasionale dialoog aan te kondig. Nou ek weet nie, dit kan nie net een dag wees nie. Dit is waarskynlik daar's 'n proses. Daar is agter die skerms is daar gesprekke rondom die nasionale dialoog tussen al hierdie stigtings wat ons het. Weet van die Thabo Mbeki af tot by die Ahmed Kathrada en al daai goed. Evie de Klerk onder andere. So ons sal met sien hoe hierdie proses gaan verloop, maar dis nie 'n eendag gesprek. 'n Nasionale dialoog is nie weet as jy kyk na Suid-Afrika se werklike probleme. Eintlik stem ons almal saam oor wat die werklike probleme is, maar daar's soveel ander goedjies wat mense weet opgewonde maak, soos die klere oranje en blou en wit. Wat nie eintlik, jy weet,
Andries, dan 'n mens is op soek na 'n ligter storie so op 'n maand. Altyd. Om jy af te sluit, maar daar is nou die bietjie van 'n waterbesigheid hier in die noorde. Maar dit is ligter man. Ja. Dis ligter. Is dit ligter? Die pype is ligter. Daar's lig in die pype. Ja. Ja, dis die interessante ding is die instandhoudingswerk het begin donderdag. Is ek reg? Ja, donderdag. En dis nou Gauteng se werk, dit raak Tshwane, Ekurhuleni, Johannesburg en so tussenin. En vir 4,5 dae het hulle nou die water basies afgesit. Nou die water het daarom gehou vir so 'n dag of wat. Daar's mense wat nog steeds sê hulle het bietjie water. Weet hulle moet dit moet 'n omgewings wees wat regtig baie spaarsame met hulle water te werk gaan. Maar die basies is die water nou af van sê hier Vrydag af. En nou, groot dele van Gauteng. Jy sien nou is daar mense bied hulle boorgatwater aan. Sommige gebiede dit gratis aan, ander wil dit verkoop. Geldjie. Ja, dit is seker nou maar een van daai dinge. Ja, soos ons sê ons nooi mekaar in die ooste van Pretoria nie vir 'n braai nie, ons nooi jou vir 'n bad. So, as jy water het, bring jou eie bottels. As jy water het, stuur 'n uitnodiging vir 'n bad of 'n stort. Ja, daar staan hy, dis nou daai pype is die grootte van die pype waaraan hulle werk. Dit was omtrent ek dink oor 'n afstand van 10 km wat hulle daai pype gedoen het. Hulle minstens is hulle op teiken wat die instandhoudingswerk aan betref en hulle behoort teen vanmiddag 5:00 klaar te wees en dan moet hulle nou begin pomp. Dan gaan Gauteng, groot dele van Gauteng dan amper weer water. Nee, dit gaan 'n rukkie vat. Dis nie sommer net vir jy moet onthou die pype moet nou eers vol water kom en dan moet jy onthou die reservoirs met 'n bepaalde vlak bereik voordat hulle oopmaak. Dis nie sommer net vir wanneer hulle begin pomp het ons water nie. Jy moet sommige plekke gaan waarskynlik eers teen donderdag water hê. So hou maar jou afstand van mense. Ja. Vir 'n rukkie. Daai goedjies wat mense in hulle karre hang, daai goedjies wat jy lekker hang om jou nou. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly ingeskakel net nog ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.